Kom ons bid saam. Here ons God, ons het die afgelope paar minute lank herhaaldelik die woorde herhaal dat ons wil stil word. Ons wil buig, ons wil kniel voor U, ons Here, want U is ons God. U is die een wat deur die eeue heen U woord laat verkondig het met krag en waarheid. En daarom staan ons vanoggend met verwagting voor U, buig ons voor U, kniel ons voor U, in verwagting, dat U deur U Gees elkeen van ons sal aanraak. Dat hierdie nie maar net 'n diens sal wees nie, nie maar net 'n erediens, nie net maar net mense woorde nie, maar U woorde. Here, dankie vir die Heilige Gees wat op Pinksterdag gekom het en die harte van mense gesny het met die waarheid oor Jesus Christus. Dankie dat U, o Vader, U Seun gestuur het. Dat Jesus kom ly het, gesterf het, maar dat U hom opgewek en verhoog het. Ons wil vanoggend saam met Petrus kom bely, Jesus is Here. Jesus is die Christus. O Heilige Gees, ons bid dat U ons harte sal oopmaak vir die skrif. Bring ons gedagtes tot rus. Laat die boodskap van Jesus, gekruisig, opgestaan en verhoog, vandag diep in ons binneste insink. Verlig ons verstand, verander ons hart, maak ons klipharte sag, harte van vlees. Bring ons in gehoorsame oorgawe aan U, die koning van die heelal. Laat die woord, U woord, nie net deur menslike woorde kom nie, maar deur die krag en die werking van die Heilige Gees. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons Heer en ons Verlosser. Amen. As U wil, kan U Bybels oopmaak by Handelinge 2. Ons gaan Handelinge 2 vers 22 tot 36 lees. Dis die hoofgedeelte. Dit is nou ongelukkig nie tyd om die hele preek van Petrus te lees nie. Dis net die middelste gedeelte, die hoofgedeelte. Sy toespraak daar op Pinksterdag. Ons tema, God het hom tot Here en Christus verhoog. Ons word geroep tot geloof en bekering. Dit is wat daar gebeur het. Kom ons lees Handelinge 2 vers 22. Ons lees uit die 2020 vertaling. Israeliete, luister na hierdie woorde. Jesus van Nasaret was 'n man wat deur die woord wat deur God aan julle bekend gemaak is, en deur kragtige dade en die wonders en tekens wat God deur hom in julle midde verrig het, soos julle self ook weet. Julle het hierdie man, wat deur die vaste plan en voorkennis van God uitgelewer is, deur die hand van wettelose mense gekruisig en doodgemaak. God het hom egter laat opstaan en van die lyding van die dood bevry, omdat dit onmoontlik was dat hy deur die dood vasgehou word. Dawid sê immers, ek het die Here altyd deur voor my gesien. Ons het dit verlede week op Psalm 16 gelees. Ek het die Here altyd deur voor my gesien, want hy's aan my regterhand, sodat ek nie wankel nie. Daarom juig my hart, en jubel my tong, ja, ook my liggaam sal in hoop voortleef, want U sal my siel nie aan Hades oorlaat, en die Heilige, let op daardie hoofletter H, dit wys op Christus, nie ontbinding laat beleef nie.
U het vir my die paaie na die lewe bekend gemaak. Deur u teenwoordigheid sal u my met blydskap vervul. Broers, wat die stamvader Dawid aanbetref, kan ek vir julle met sekerheid sê dat hy gesterf het en begrawe is, en sy graf is tot vandag toe by ons. Omdat hy 'n profeet was, geweet het dat God met 'n eed aan hom beloof het om iemand van sy nasate op sy troon te plaas, het hy in vooruitskouing oor die opstanding van Christus gesê, hy is nog aan Hades oorgelaat, nog het sy liggaam ontbinding beleef. God het hierdie Jesus laat opstaan, daarvan is ons almal getuies. Nadat hy tot aan die regterhand van God verhoog is, die belofte van die Heilige Gees van die Vader ontvang het, het hy die Gees uitgestort. Dit is wat julle sien en hoor. Dawid het immers nie na die hemele opgevaar nie, maar sê self, die Here het vir my gesê, sit aan my regterhand, totdat ek jou vyande 'n voetbank vir jou voete gemaak het. Laat die hele huis van Israel dan verseker weet, dat God hom Here en Christus gemaak het. Hierdie Jesus wat julle gekruisig het. Tot daar ons skriflesing. Ek kan myself indink aan die verwarring, die vraag wat daardie dag geheers het. Skielik, klomp mense is daar, uit verskillende lande uit, verskillende tale. Dis 'n besige tyd, almal is besig om alles reg te kry, hulle is daar vir Paasfees, en dit is nou die dae daarna, en skielik hoor hulle die geluid van rukwinde, maar daar's nie wind nie. Die wat in die vertrek saam met die disippels was, sien iets soos tonge van vuur op hulle koppe. Dan kom die disippels uitgestap en hulle begin praat, maar die woorde wat hulle praat, alhoewel hulle net Aramees ken, hoor elke hoorder in sy eie taal. Iets is aan die gebeur. Wat beteken dit? Vra hulle. En dan staan Petrus op, vol van die Heilige Gees, en hy begin sy eerste groot preek. En hierdie eerste groot preek wat Petrus preek, verduidelik hy wat hier gebeur. Jesus van Nasaret, wat gekruisig is opgewek, hy's verhoog, en hy's deur God tot Here en Christus gemaak. In die gedeelte, net voor ons gedeelte kom Petrus en hy haal so 'n paar plekke uit die Ou Testament aan, veral Joël. En hy sê, wat hier gebeur is wat deur die profeet Joël aangekondig is. En dit sal in die laaste dae gebeur, sê God, ek sal my gees op alle mense uitstort. Julle seuns en julle dogters sal profeteer, julle jong mense sal visioene sien, julle ou mense sal drome droom. Ja, ook oor my slawe en slavinne sal ek in daardie dae my gees uitstort. En hulle sal profeteer. Ek sal bo in die hemel wonders bewerk, tekens onder op die aarde, bloed en vuur en rookwolke. Son sal verander in duister, en die maan in bloed, voordat die groot en glorieryke dag van die Here kom. En dan sal elkeen wat die naam van die Here aanroep, verlos word. Ek wil net terugkom na vers 17. Hier op vers 17 staan, en dit sal in die laaste dae gebeur. Toe die Heilige Gees uitgestort is op Pinksterdag, was dit die eerste dag van die laaste dae voor Jesus se wederkoms. Hier in vers 22 en 23 praat hy van Jesus van Nasaret, wat kom
wat kom wonderwerke doen het, en kragtige dade, en dit wat hy gedoen het, kon net deur die krag van God gebeur het. Die wonderwerke wat Jesus gedoen, agter dit, jy kan nie anders wanneer jy dit sien, dit beleef, besef, God is aan die werk nie. Dis die sigbare bewys dat Jesus deur die Vader gestuur is. En daarom praat hy van God se voorgestelde plan. Die feit dat Jesus aan die kruis moes sterf, was vooraf deur God so beskik, maar dan die wonder wat ons verstand 'n bietjie mee sukkel om by mekaar te kry, die mens het ook die verantwoordelikheid, want elkeen van ons het 'n verstand om te besluit, en julle het hom gekruisig, sê Petrus. Maar die goeie nuus, sy kruisiging was nie 'n mislukking of 'n tragiese einde nie. Dit was God se besluit van die begin af. En hierin sien ons iets van die misterie van God se soewereiniteit en die menslike verantwoordelikheid. En dan hierdie mooi woorde. Die dood kon hom nie hou nie. God het hom laat opstaan en van lyding van die dood bevry, omdat dit onmoontlik was dat hy deur die dood vasgehou word. Dan gebruik hy Psalm 16. Vers 27, kom ek lees net so voor dit, laat dit net sin maak. Dawid sê in Psalm 16, onthou verlede week, ek het die Here altyd deur voor my gesien, want hy is aan my regterhand, sodat ek nie wankel nie. Daarom juig my hart en jubel my tong, ja ook my liggaam sal in hoop voortleef. Onthou, Paulus roep uit, dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? My liggaam sal in hoop voortleef, want u sal my siel nie aan Hades oorlaat, en die Heilige nie ontbinding laat beleef nie. U het vir my die paaie na die lewe bekend gemaak. Deur u teenwoordigheid sal u my met blydskap vervul. Dawid het hier nie van homself gepraat nie, wanneer hy praat van die Heilige, sit met 'n hoofletter, want dit wys na Jesus. Dawid het al voorsien dat die verlosser nie in die graf sou bly nie. Kom ons praat bietjie oor die dood, wat nie by magte was om Christus daar te kon hou nie, dood te kon hou nie. Dood is 'n woord in die Bybel wat as 'n mag geskep word. Dit is 'n samevatting, 'n versamelnaam van alles wat ons bind en ons magteloos maak. Ons weet, elkeen van ons is op pad om dood te gaan. En dit is hierdie wolk wat oor elkeen van ons hang. Ons is sterflik. En daarom maak dit sommige van ons, partykeer, wanneer ek daaraan dink, maak dit my angstig. Maak dit my besorgd. Ontstaan daar iets in my wat my onrustig maak, want daar's nog goed wat gedoen moet word, en ek weet, daar kom 'n punt. Die laaste grens van alles wat ek is en doen. Die simbool van my nietigheid, van my eindigheid, verganklikheid. Die dood maak 'n einde aan al my arbeid, al my planne, al my drome. En daarom, omdat ons sterflik is ons soms gejaagd
ongeduldig, besorgd, onrustig oor die lewe. Maar die dood is meer as net 'n mag van ons verganklikheid. In Efesiërs 2 vers 1 staan daar, julle was dood deur die oortredings en sondes waarin julle van tevore geleef het. Ek is nie net is my liggaam op pad na die dood toe nie. Ek as mens, my innerlike, my binneste is op pad na die dood toe, die ewige dood. En dit is 'n mag wat my magteloos laat. Ek kan daarvan loskom net so min as wat ek myself aan my hare van die grond af kan oplig. Ons beskryf situasies van magteloosheid met die woord dood. Ek is doodbang. As ek nie meer sin in die lewe sien nie, dan gaan iets in my dood. Wanneer huwelik op 'n einde is, dan sê die twee mense vir mekaar, ons liefde vir mekaar is dood. Wanneer ek tot die uiterste moeg is ek doodmoeg. Die dood staan vir alles, al die magte wat ons verslaaf, benoud maak, hoop ontneem, my kragte tap. Hier teenoor staan God se mag. God is die enigste wat uit niks uit nie kan skep, wat 'n hooplose situasie kan verander in lewe. Dink maar net aan Abraham en Sarai. Menslik gesproke, en dit is gewoonlik wat gebeur, dat die Here juis op 'n tyd waar dit menslik gesproke onmoontlik is dat daar lewe uit 'n hooplose situasie kan kom, dat God ingryp, sodat ons nie vir 'n oomblik sal twyfel dat dit hy is wat dit doen nie. Dan kom hy en hy skep lewe, hy gee vir hulle 'n kind. En daarom, wanneer Isak daar op die altaar moet gaan lê, dan sê sy pa, ek kan dit doen, want ek weet, God wat lewe uit doodheid skep, verwag van my om dit te doen. Elke keer is dit 'n doodsituasie wat God in lewe omskep. In Romeine 4 vers 16 lees ons, daarom het die belofte op geloof gerus, sodat dit volgens genade kon vasstaan vir Abraham se hele nageslag, nie net vir hulle wat op grond van die wet leef nie, maar ook vir hulle wat op grond van Abraham se geloof leef. Hy is ons almal se vader, soos daar geskryf staan, ek het jou die vader van baie nasies gemaak. Dit was hy in die oë van die God in wie hy geglo het, wat die dooies lewend maak en wat nog nie bestaan nie, tot bestaan roep. Daarom word die vraag gevra, sou iets vir God onmoontlik kon wees? Hebreërs 11 vers 17, deur geloof het Abraham, toe hy getoets is, Isak as offer aangebied. En hy was op die punt om sy enigste te offer. Hy wat die beloftes ontvang het, om wie gesê is, deur Isak sal daar vir jou 'n nageslag wees, omdat hy gereken het dat die God die mag het om ook uit die dood op te wek, waaruit hy figuurlik gesproke hom ook terug ontvang het. Daarom sê ons teks, dit was onmoontlik vir die dood om Christus vas te hou. Die stryd teen die dood, die stryd teen alles wat ons magteloos maak, is deur God finaal oorwin. En Christus is verhoog tot die hoogste posisie in die heelal. Dink aan daardie beeld, Openbaring 4, God se troonsaal, Openbaring 5,
waar Christus die troon sal inkom, die boekrol uit die Vader se hand neem. Dink aan Petrus, 'n gewone mens. Hy het ook maar sy tekortkoming gehad. Hy het baie keer gedoen voordat hy gedink het. Daarom was hy die eerste een wat toe hulle Jesus wil gevange neem, Malchus se oor afgekap het. Hy was daar om te doen, hy het nie gedink nie. Toe hy Jesus verloon, toe hy bang was, selfs vir 'n eenvoudige vrou wat hom 'n paar vrae vra. Later, toe die vroue terugkom van die leë graf af, sê dat die graf leeg is en Jesus het opgestaan, het dit vir hom geklink soos praatjies, onsinnige praatjies. Hardloop na die leë graf toe. Dan verskyn Jesus aan hulle. Dan begin hy hulle leer. Hy open hulle verstand om te verstaan. Hy vaar op, stuur hulle Jerusalem toe om te gaan wag. En dan word die Heilige Gees uitgestort. Kan hy met oorgawe sy eerste groot preek preek. Meer as 3000 kom daardie dag tot bekering. God het hierdie Jesus uit die dood laat opstaan. Dit is 'n historiese werklikheid. Net so seker as wat Jan van Riebeeck aan die Kaap aangekom het. Jesus is verhoog tot aan God se regterhand, die hoogste plek. Die Heilige Gees is uitgestort. Die Heilige Gees, nou as ons aan God die Vader dink, dan dink ons, God die Vader is die een wat ons versorg. Hy is die een wat aan ons voorsien. Hy dra ons. Jesus is ons verlosser. Hy is die een wat ons red. Die Heilige Gees is die Gees van Christus. Die Heilige Gees se werk is om Christus aan ons voor te stel. Hy het nie iets wat hy terwille van homself doen nie. Hy bring Christus na ons toe. En daarom wanneer die Heilige Gees in ons werk, dan oortuig hy ons van Christus, dat Christus Here en Christus is, verlosser is. Ons kom nou daarby. Lukas sê, selfs Dawid het geweet, daar's iemand groter as hy. Die Messias is sy Here. En dan kom ons by die fokus van Petrus se preek. Kortliks. Laat die hele huis van Israel dan verseker weet, dat God hom Here en Christus gemaak het. Hierdie Jesus wat julle gekruisig is. Here en Christus. Wat beteken die woordjie Kyrios? Here. Dit dui op Christus se goddelikheid, die feit dat hy God is. Nou Johannes 1 vers 1 wat sê, in die begin was die woord daar, en die woord was God. Nie, die woord was goddelik, of by God, en saam met God, of langs God, of die woord was God. Jesus is God. In Openbaring 5, wanneer daar die uitroep kom oor die heelal, wie is waardig om die boekrol te neem uit die Vader se hand, om die seels daarvan te breek, en daar 'n stilte in die heelal is, want niemand kom na vore nie, begin Johannes bitterlik huil. Skoon tog. Want daar's niemand nie. Die eindgebeure kan nie plaasvind nie.
En dan sê die engel vir hom, kyk om, hier is die leeu van Juda. En as hy omkyk, dan sien hy die lam wat geslag is. Dan kom Christus, en hy neem die boekrol, en daar breek lofsang in die hemele uit, word daar voor hom gebuig en gekniel, word daar erkenning aan hom gegee, as die hoogste gesag in die hemel, en op aarde, in die heelal. God het Jesus tot Here, tot Kyrios, en Christus. Hy is die een wat deur God gestuur is, as verlosser, as Christus. En die oomblik wat Petrus dit sê, is elkeen wat daardie preek gehoor het, en ons vanoggend, voor 'n keuse. Jy kan nie neutraal bly nie, of jy aanvaar Christus as verlosser, as Here en verlosser, of jy doen dit nie. Jy sê dis nie op my van toepassing nie, ek wil nie, ek het nog goed om te doen, ek is nog Here in Christus oor my eie lewe. My reaksie op Jesus bepaal my ewigheid. Die Gees wat uitgestort is die Gees van Christus. Ek het net nou uit Efesiërs 2 gelees, daar die een vers wat sê, julle was dood deur die oortredings en sondes, waarin julle van tevore geleef het. Maar daai gedeelte in Efesiërs gaan verder, hoor mooi, vers 4 en 5. Maar God, ryk in barmhartigheid, het ons, alhoewel ons dood was as gevolg van ons oortredings, op grond van sy groot liefde waarmee ons lief gehad het, saam met Christus lewend gemaak, uit genade is julle verlos. Ja, hy het ons in Christus Jesus saam opgewek en saam laat sit in die hemel, sodat hy in tye wat kom bewys kan lewer van die alles oortreffende rykdom van sy genade, deur sy goedheid aan ons in Christus Jesus. Want uit genade is julle verlos. Dit is die gawe van God. Kom nie uit eie werke nie, sodat niemand op iets mag roem nie. Ons is immers sy maaksel, geskep in Christus Jesus, om die goeie werke wat God voorberei het te doen, en daarvolgens te leef. Ek sluit af. Petrus se woorde van Pinksterdag is vandag nog net so kragtig en dringend. God het hom Here en Christus gemaak. Dit is my gebed dat hierdie woorde jou hart en jou verstand sal binnendring, en dat jy soos daardie eerste hoorders vra, broers, wat moet ons doen? Wat moet ek doen? Ek aanvaar Christus, ek aanvaar Jesus as Here en Christus. Wat word daar nou van my verwag? Wat moet ek doen? Mag jy dan hoor, glo in hom, bekeer jou, leef vir hom. Ervaar die mag van God, wat alle hooploosheid, wat die dood oorwin het. Amen. Kom ons bid saam. Here, Christus is die een wat gekruisig is, die een wat deur God opgewek is,
Die een wat op hierdie oomblik die hoogste posisie in die heelal beklee. Ons aanbid U vanoggend as Here en Christus, die gesalfde van God, koning oor hemel en aarde. Here, dankie dat ons van die bevoorregtes kan wees wat U woord vandag kon hoor, en dat U deur U Gees in elkeen van ons werk. Dankie Here dat U nie stil bly nie. Dankie dat U dit nie aan onsself oorlaat nie, maar dat U deur U Gees steeds in my werk. Heilige Gees, dit is my gebed, dat die waarheid wat ons gehoor het by elkeen van ons nie sal verbygaan nie. Soos destyds met daardie meer as 3000 wat tot bekering gekom het, sny dit ook in ons harte. Laat ons nie net hoorders wees nie, maar doeners. Laat ons in eerbied leef voor die verhoogde Christus, elke dag getuig van sy heerlikheid. Saam met Petrus wil ons bely, Jesus is Here. Laat ons dit leef in ons keuses, in ons verhoudings, in ons dade en in die manier waarop ons U dien. Here, behou ons in U waarheid. Lei ons deur die Gees en gebruik ons tot eer van U naam. Bid dit in die naam van Jesus, ons Here, ons Verlosser. Amen.